Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Vandag gesels ek met Jonandi Meyer, maar voor ek haar in die woord stel, wil ek net eers vir julle 'n bietjie agtergrond gee oor hoe ek haar in die hande gekry het. Ek het eintlik lankal in my agterkop gedink, omdat ek met soveel ma's gesels en die verskillende stories van ma's vertel, 'n ma van 'n vierling, een keer 'n ma van 12 kinders, regtig ma's met verskillende lewensperspektiewe, het ek gedink ek sal ook graag met iemand wil praat wat 'n tienerma was, wat regtig jonk was toe sy 'n ma geword het, maar besluit het om die kind te hou en groot te maak. Maar toe dink ek ook, ek ken nou nie so iemand nie, so hoe sal ek 'n tienerma opspoor? En synde ek 'n joernalis is, het ek bietjie begin Google en daar kry ek toe die mooiste brief wat in 2019 vir die tydskrif Baba en Kleuter geskryf is deur Einste Jonandi met wie ons nou gaan gesels. En sy het daar geskryf, sy is 'n tienerma, sy is toe swanger in daai stadium en ek gaan net vir julle 'n stukkie lees van wat sy skryf. Ek is dalk jonger as die ander ma's wat Baba en Kleuter lees, maar my opgewondenheid is net so groot soos elkeen sin. Om te dink dat ek geseënd genoeg is om 'n kleintjie in my te laat groei, haar vas te hou wanneer sy gaan gebore word, haar myne te kan noem, dis 'n onbeskryflike voorreg. En dan skryf sy: Ek mag ook 'n ma wees ten spyte van my fout. Ek streef nie daarna om die volmaakste ma te wees nie, maar eerder om my beste te gee soos 'n volwasse, goeie ma moet doen. Jonanie, ek raak so emosioneel, dis so mooi geskryf. Dit was 2019. Dis nou 7 jaar later, so dit was die agtergrond. Vertel ons 'n bietjie van jouself en hoe lyk jou lewe nou? Baie welkom. Ag, Sien, baie dankie. Ek is bly om hier te wees. So, ja, ek is 23 jaar oud op hierdie oomblik en ek bly in George. Ek is 'n off-page SEO specialist, so ek werk in digital marketing en my kind is Nicola. En ek het actually groot geword in Johannesburg. So ek was my hele lewe lank daar en ek het kort na ek gematrikuleer het George toe getrek. Ek het hier my eerste werk gekry, wat in digital marketing was en so myself opgewerk. So gaan volg my op LinkedIn. En ek het begin swat deur Unisa, so ek doen 'n graad in kommunikasiewetenskappe. En my grootste motivering vir alles wat ek doen is Jesus en my kind en my kerel. So ja, dis ek kan nou nie dit op. 23 en jy het al soveel vermag, 'n ongelooflike inspirasie. Vat ons terug na toe jy daai brief geskryf het. Watter graad was jy gewees? En vertel ons net bietjie van die swangerskap, soveel as wat jy nou gemaklik is om te deel. Ek neem aan dat jy nie beplan het om swanger te word op daardie ouderdom nie. So deel bietjie van jou storie met jou klein babatjie. So ek het die brief geskryf want daar is natuurlik 'n stigma om tienerma's en al daai mooi dinge. Dit is nie okay nie, ek endorse dit nie. Maar ja, ek het die brief geskryf om vir die wêreld te sê dat dit is 'n fout, maar ek het ook nou hierdie verantwoordelikheid, so ek is nou een van julle basically. Ek was 15 toe ek uitgevind het ek is swanger en dit was 'n maand voor my 16de verjaarsdag gewees. Sure. En ek het die swangerskaptoets saam met my ma gevat want ek kon dit net nie alleen gedoen het nie. So dit was 'n snaakse oomblik, maar ek is eintlik maar bly ek was nie alleen nie. En ja, ek het daai brief geskryf toe ek so 6 maande swanger was. Daar's 'n fotootjie ook daar in en ek was tot op daai oomblik was ek regtig leeg. Ek het nie emosie gehad nie. Ek het nie geweet wat om te voel nie. En ek het regtig geglo dis soos die einde, like waantoe vorentoe. En dis hoekom ek die brief geskryf het vir myself ook, om myself op te hype, as ek dit so kan stel, vir wat voorlê. Ek hoor jy sê jou ma was by jou toe jy daai toets gedoen het en ek dink dit is reeds eintlik seker 'n goeie beginpunt dat jy haar kon betrek van die begin af by die besluit dat jy nog voor jy geweet het jy is swanger, jy weet vir haar kon sê ek is moontlik swanger. So, het dit 'n verskil gemaak in hoe jy die proses benader het? Het jy ooit oorweeg om sê nou maar nie die dogtertjie te hou nie of 'n aanneming te gee? Was abortus ooit vir jou 'n opsie gewees van die begin af? Wat was jou opsies? Want ek vra nou maar net want vir baie mense sal dit so wees. Jy weet, baie sou sê ek is te jonk, ek gaan nie hierdie kind hou nie. So wat was jou opsies in jou kop en hoekom het jy te besluit om wel die babatjie te hou? Abortus was nooit 'n opsie vir ons gewees nie. Natuurlik as meeste Christene glo maar daarin dat daai kind het 'n purpose. So daar was 'n opsie vir my gegee. My ma het gesê dat hulle haar sal aanneem, maar dan sal sy hulle dogter wees en sy sal
weet dat ek haar biologiese ma is tot en met 'n redelike ouderdom nie. Mm. En ek was okay daarmee vir 'n rukkie gewees. Dit was deel van die plan en ek dink toe ek daai brief eintlik geskryf het, het ek besef, ek sal nie met myself kan leef as ek nie weet hoe my kind lyk of dat sy nie weet ek is haar ma nie. Ek weet nie of ek sou kon geleef het nie. Ek is 'n groot voorstander van die waarheid, so om daai inligting vir myself te moes hou sou nie gewerk het nie. Um Ja, dit was maar die opsies gewees. Ek het besluit om haar te hou want dis my kind. Sy verdien om 'n ma te hê en sy verdien om iemand te hê wat probeer. So Groot en volwasse besluite wat jy op 'n jong ouderdom gemaak het. Hoe het jy toe gemaak? Jy het gesê jy was 15, so 16, so dis soos graad 10, 11. Hoe het jy gemaak met skool, met die swangerskap? En hoe is dit aanvaar deur mense in die gemeenskap? So ek het einde graad 10 uitgevind. Ek was swanger net toe ons eksamens begin het. So niemand het op daai stadium geweet nie. En my pa het eintlik vir my gesê van die jaar af, graad 11 moenie skool toe gaan nie, fokus net op die baba want hy het gesien ek weet nie eintlik wat voor lê vir my nie. Ek is nog jong en dom as ek dit so kan stel. En ek het toe afgevat en ek het baie vriendinne verloor en ek het 'n redelike paar weer gekry eintlik. So dit was 'n rollercoaster. Ek meen daar was gemengde gevoelens van beide kante af, van familie, vriende. Mense was vir my, mense was teen my. Dit was regtig nie 'n baie great experience nie. Ek sal dit nie weer oordoen nie. Maar en ek stel dit ook nie vir enigiemand aan of voor nie. Dit was regtig nie maklik geweest nie, maar ek het maar deurgedruk. Ek het nie 'n keuse gehad nie. Maar as jy die keuse oor moes doen, sou jy dit weer, as jy nou weer in daai situasie was, sou jy nie anders besluit het om haar dalk vir aanneming te gee dat jy voel dat jou besluit om haarself te hou en groot te maak was die regte een, of was dit moeilik? Ja, nee, ek sou nie dit verander het nie. Dit daai babatjie is vir my gegee. So ek moes dit vat, net soos wat mens maar enigiets vat wat jou kant toe kom, selfs met haar. Ja, en ons altyd gesprekke rondom, jy weet, daar's twee mense betrokke om die babatjie te maak, maar jy as die mamma is die een wat haar dra en baie van die verantwoordelikheid dra. Was of is die pa betrokke? Hoe het julle daai nuus gedeel en is dit aan daardie kant van haar lewe ontvang en vandag nou? Sy ouers was ongelooflik kwaad. Ek bedoel nie om gesleg te praat van hulle nie, maar hulle het hulle kind as die ster gesien en hy was akademies ongelooflik sterk geweest en baie slim en hy was regtig 'n nice ou op daai stadium. En sy ma het met 3 maande lank nie met my gepraat nie. Dit was baie moeilik om te verwerk dat hierdie toppresteerder kind nou 'n meisie swanger gekry het. En ongelukkig het dinge baie donker gedraai. Ons is nie regtig meer, hy's nie regtig in die prentjie nie. Hulle praat nog oor die foon partykeer, maar dit is maar dit. Ek het meeste van die verantwoordelikheid op myself gehad. Sy ouers was regtig baie behulpsaam ten spyte van issues daar ook. Hulle het my gehelp om deur skool te kom. Anders ek sou nie matriek kon klaarmaak as dit nie vir hulle was nie. En ek het op die ou einde actually top 10 geëindig in matriek. So ek is dankbaar vir hulle rol in my lewe, alhoewel dinge nie uitgewerk het nie. Ek wou juist vra oor ondersteuningsstelsel dan nou breër as hulle oop, want ek kan dink, dit matriek is uitdagend soos dit is, maar dan nou met 'n klein kindjie, was dit ooit vir jou 'n opsie om dit nie te doen nie, om dalk maar te begin werk of so, en toe jy wel nou voortgaan in jou matriek doen, wat was van die ander faktore wat dit vir jou moontlik gemaak het? Wie het jou gehelp en wat het jy in jouself gedoen om hierdie besonderse uitdaging te kon oorkom? Ek dink daar was seker maar 'n opsie vir my om op te skool gaan. Niemand het dit ooit vir my gesê nie, maar as ek regtig wou ophou dan sou ek. Maar ek wou baie graag skool klaar gemaak het. Ek het al hierdie drome gehad. Ek wou baie graag 'n veearts geword het, wat toe ek nou swanger raak het ek besef dit gaan nie kan werk nie. So ek moet nou maar ander baie gaan. My pa het eintlik vir my gesê, jy weet jy het baie meer talente as net om diere lief te hê. So gaan soek daai talente. En dis hoe ek op bemarking opgeëindig het, maar in elk geval. Ek het maar baie laat aande gewerk. Soos met skoolwerk en matriekwerk en ek het gestudeer in die aand wanneer my dogtertjie slaap en
daar was 'n gedeelte van daai tyd waar ek bietjie meer selfstandig moes gewees het en ek moes my eie wasgoed was en kook en al daai goeters. En ek dink toe die pa se ouers besef het ek is besig om te verdrink, ek kan nie meer kop bo water hou nie, en hulle begin om vir ons kos te maak en die huis op te pas, al daai dinge, en hulle het baie na my dogtertjie gekyk. So ja, hulle het op daai stadium met my ma hulle George toe getrek en ek was kind of alleen daarbo gewees saam met my ex se ma hulle. So dit was ook nie vir my baie maklik nie want my eie familie was so ver weg van my af en ek het my kind basically alleen grootgemaak, veral emosioneel. Ek het geen emosionele bystand gehad nie, net die fisiese aspekte daarvan. Ja. Sjoe, Junani, dis baie en veral op so jong ouderdom. Hoe het jy gekom dat jy nou, wat is dit, 7 jaar later, eintlik soos jy, dit klink asof jy op 'n baie goeie plek is. Hoe het jy deur daai moeilike tye gekom? Was daar tye wat jy gedink het jy gaan? Ja, daar was regtig dele wat ek gedink het, ek kan nie meer byhou nie en ek was selfs met angs gediagnoseer en natuurlik was daar verskillende goeters wat daartoe bygedra het. Dit was nie net my dogtertjie gewees nie. Ek is baie convinced dat God my deur dit gedra het, alhoewel ek nie gevoel het hy is altyd daar nie. So my grootste motivering in daai oomblikke was my kind, dat ek kan nie dink dat iemand anders haar moet groot maak nie. So ek wou nie hê sy moes te veel by my ex se ma gewees het nie. Ek wou ook deel wees van daai proses en ek wou haar groot maak en haar my maniere leer en my ma is self oorlede toe ek 5 jaar oud was. So in my kop het daai heeltyd gespeel, jy kan nie dieselfde aan jou kind doen nie. Sy kan nie ook deur daai trauma gaan en vir mense moet sê, ek weet nie wie my ma is nie of daai goeters, dit het my deur dit als gedra. En ek het maar baie hard gewerk. Dis nie ek gaan dit nie sugarcoat nie. Ek het regtig baie hard gewerk om te kom waar ek is en natuurlik is daar deure oopgemaak vir my wat as gevolg van die harde werk. So dit is waar ek is. Is dit dan jou biologiese ma wat oorlede is toe jy 5 was? As jy sê jy het jou ma het saam met jou die swangerskapstoets gedoen, is dit 'n stiefmamma? Ja, sy is my stiefma, maar natuurlik sy was vanaf ek 8 jaar oud was, is sy met my pa getroud, so sy's maar my ma. Sy's al langer my ma as wat my biologiese ma ooit was, so Ja, en wonderlik dat weer eens dat jy die oop verhouding met haar gehad het om dit met haar te kon bespreek. Jy het ook gesê van waarheid en eerlikheid is vir jou belangrik. So hoe benader jy dit terwyl jy jou dogtertjie grootmaak? Het sy 'n idee dat jy jonger is as die meeste van haar maatjies se mammas? Het jy al met haar hierdie gesprek gehad of is sy nog bietjie jonk om te verduidelik van tienerma en so of hoe beplan jy om dit in die toekoms ook met haar te bespreek? Daar het al vrae opgekom natuurlik soos enige kind, nuuskierigheid, mamma, hoe oud is jy? En dan sê ek ek's 23 of daar was al kere waar ek moes gesê het ek is 20 en sy het nie regtig gesnap dat ek jonger is as die res van die mammas nie, maar daar was een insident verlede jaar waar 'n seentjie voor haar gesê het dit beteken sy was 16 toe sy jou gehad het. So toe sê die seentjie so vir my kind. En sy kom na my toe sê soos ek kon sien sy verstaan nie wat dit beteken. Toe sê ek vir hom, ek was baie jonk, ek was in skool. So ek sal eendag nog baie gesprek met haar hê, maar ja, ek dink sy's nog 'n klein bietjie jonk om regtig te verstaan wat dit beteken. En as jy nou met haar praat as sy bietjie ouer is, hoe gaan jy daai boodskap aan haar oordra? Wat gaan jou boodskap vir haar wees? Is dit maar soortgelyk aan daai brief wat jy geskryf het dat ja, jy het 'n fout gemaak, maar jy is nie 'n fout nie? Ja, nee, 100%. Ek sal vir haar sê dat ten spyte van wat ek gedoen het en ek vra jou so mooi, my kind moet dit nie doen nie. Trust me, ek is deur dit. Is sy my hele lewe. Sy beteken alles vir my en as dit nie vir haar was nie, sou ek nie so suksesvol gewees het as ek dit so kan stel nie. Ek sou nie gehad het wat ek het nie. Ek sou nie in George gewees het nie. Ek sou 'n slegte verhouding met my ouers gehad het as dit nie vir haar was nie. So sy het my lewe omgedraai ten spyte van wanneer dit gebeur het. Ja. Jy sê wel dat jy sal dit nie vir iemand anders aanbeveel nie en ek dink jy staan baie ander ma's wat na die podcast luister wat dalk dogters het wat nou
tieners is. So gesels bietjie uit die oogpunt van iemand wat regtig kan praat oor hoe moet ma's praat met hulle jong dogters wat daai ouderdom is wat jy 'n kerel begin kry, moontlik seksueel aktief word. Hoe beveel jy aan, praat jy met kom ons kyk eers uit die perspektief van 'n ma, dan kan ons van 'n dogter praat, maar hoe moet ma's met hulle dogters praat oor kerels, oor intimiteit, seksualiteit? Is dit iets wat jy dink hulle openlik oor moet praat en kommunikeer? Ja, nee, definitief. Ek is redelik konservatief groot geword, so ek het geweet van al die goeters, maar daar was goed waarvan ek nie heeltemal seker was nie en ek dink dit is hoekom ek swanger geraak het. Ja. So in soveel detail as moontlik, dit is helpful. Ek dink dit is nodig om deur die hele proses van begin tot einde te gaan, including die swangerskapproses. En hoe dit vir jong meisies is, en ek het uitgevind dat dit baie moeiliker is vir jonger meisies om swanger te wees as wat dit is vir meer volwasse vrouens. So van 'n ma se perspektief af sal ek vir my kind sê, jy weet, jy is nou op daai ouderdom, jy wil nou 'n kerel hê, so kan ek net vir jou vertel wat, hoe, wanneer en wees veilig. As jy jouself nie kan help nie, wees net veilig. Dit is die belangrikste ding. En jy moet daai verhouding met jou kind kweek waar sy gemaklik genoeg is om te sê my kerel wil nie kondome koop nie, so dan sal die mamma dit maar gaan doen, want anders te gaan jy opeindig in my situasie. So Hoe het dit jou perspektief verander, dink jy, van ma wees? Sal jy in die toekoms dalk eendag weer 'n ma wil wees op 'n ouer ouderdom? Of is dit iets wat jy nog nie nou regtig aan dink nie? daar was 'n lang tyd vir my waar ek nie weer 'n ma wou gewees het nie. Ek het gesê one and done, ek is klaar. Dit was te moeilik vir my gewees. En soos ek ouer raak en my vriendinne wat nou sien kinders kry, en familie van my ouderdom, sien ek dat dit 'n heeltemal ander proses is. Dit was vir hulle lekker. Dit was so 'n blessing. En natuurlik was my kind ook 'n blessing, maar ek het dit nie so gesien nie. Ek was te jonk en bang geweest. En nou dat ek in 'n verhouding is met iemand met wie ek 'n toekoms sien, weet ek dat ek sal dit weer doen. Ek wil vir my kind die sensaties gee en dalk nie nou dadelik op hierdie oomblik nie, maar dit is deel van my planne in die toekoms. En natuurlik, soos jy sê, ma wees was vir jou uitdagend. Jy was baie jonk, maar wat is vir jou van die lekkerste goed? Jy sê jy's bly jy het al gehou. Julle het 'n goeie verhouding. So vertel my 'n bietjie van jou dogtertjie, sy's nou graad 1, en wat is dit wat as jy na haar kyk wat jy dink hierdie was die regte ding, dit was die regte besluit. Hoekom vind jy vreugde daarin om 'n mamma te wees? Dit is so moeilik om my verhouding met my dogtertjie te beskryf want daar's nie eintlik woorde nie. Sy is regtig my lewe, maar ons het ons challenges soos enige ma met hulle kind het, en selfs dalk bietjie ander issues wat ander ma's nie het nie, maar ek weet byvoorbeeld as my kind hartseer of opgewonde of sy het seer gekry, een van daai goeters, dan soek sy vir my. So ek weet ek het nie 'n bad job gedoen as my kind my nodig het nie. En sy het 'n baie groot persoonlikheid. Sy praat baie, maar in 'n goeie manier en sy is verskriklik bubbly en mense hou van haar. Dit is 'n baie groot blessing vir my is dat sy is nie skaam nie. Sy hou van mense en mense hou van haar en sy is mal oor maatjies maak en sy is regtig baie slim. Dis seker maar baie stom te sê, maar die juffrou sê ook sy is slim. So ek glo dit. En as jy terugkyk Junandi en jy dink aan jouself toe jy daai brief geskryf het wat ek nou aan voorgeles het, wat sou jy vir daai 16-jarige meisie wou sê? Is daar enige iets as jy nou terugkyk vir jouself 'n paar jaar gelede? Ek sou vir myself gesê het, rou. Jy mag seer wees, jy mag rou. Jou lewe is omver gegooi. Moenie die emosies probeer downplay nie. Jy het seer gekry. Ten spyte van jou fout het jy ook seer gekry. En glo net dat jy gaan okay wees. En werk hard en wat jy saai, sal jy maai. So dit is nie net 'n Christelike voorwaarde nie, dit is 'n menslike voorwaarde dat wat jy insit, gaan jy uitkry. So ek sou maar net vir myself gesê het, moenie nou begin opgee nie. Dit gaan beter word. Sure. En is dit ook dieselfde tipe boodskap wat jy dalk vir 'n jong meisie wat in dieselfde situasie as jy is? Jy weet, ek dink darm
ons leef nie meer soos jare gelede in 'n situasie waar 'n jong meisie wat swanger word, was weggestuur na 'n plek toe die kind is dadelik van haar weggeneem. Dit was regtig 'n groot skande. Ek soos jy sê, daar's nog steeds mense wat jou verwerp het, maar ek dink daar's darm so 'n bietjie meer ruimte vir vergifnis vir hierdie tipe van dinge. So 'n jong vrou wat dalk hier luister wat in dieselfde situasie is, het sy 'n tiener was soos jy of dalk net onbepland swanger geraak het en nie gedink het hierdie babatjie gaan kom nie. Wat sê jy vir so 'n vrou of meisie? Ek sal sê dat goed sorg vir sy dogters spesifiek. Ek glo dit regtig baie hard dat vir sy dogters sal hy sorg en dat jy nie jouself as 'n victim moet sien nie, want jy het 'n fout gemaak. Jy het geweet wat kom met, if you know what I mean. So jy het daai risiko geneem en nou het die konsekwens gekom. So jy's nie 'n victim nie, jy is 'n ma. Tel jouself op en werk hard. Jou kind kort iemand om vir hulle te sorg en dit is jou verantwoordelikheid. Dit is dalk harsh advice, maar dit is nodig om te hoor dat jy het daai stap geneem en jy gaan okay wees, jy's sterker as wat jy dink. So ek dink ons onderskat onsself. Ons is gemaak om ma's te wees en ons onderskat ons krag en ons deursettingsvermoë. So ja, druk deur. Moenie nou opgee nie. Sure, 'n ongelooflike boodskap en ek dink veral vir iemand wat 23 is om klaar daai lewensinsig en wysheid te hê, Junandi, maar dit is dalk die ding van 'n ma wees, né? Dit maak 'n mens wyser en gee jou insig en jy Ja. praat soos iemand wat baie meer volwasse is. Dan wil ek, maar dit was my so mooi toe jy sê jy daai toetsie saam met jou ma gedoen. Vertel my 'n bietjie van jou eie ma en julle verhouding en wat het jy by haar geleer? My kinderjare was bietjie van 'n blur. Ek kan nie meer veel onthou nie. Ek dink veral op hierdie oomblik is daar nou nie veel memories wat opkom nie, maar daar's een ding wat vir my baie uitstaan van wat my ma gedoen het, my stiefma, en sy het ons regtig met baie liefde hanteer. Ten spyte van hoe ek as 'n tiener gevoel het, 'n rebelse tiener wat mense en lewe haat, kan ek vandag sien dat ja, sy het regtig min geskree en sy het geraas, maar ek het nou al ander mammas ontmoet, ek het nou al my maatjies en my vriendinne en vriende se ouers ontmoet en ek het 'n konklusie gemaak dat my ma was regtig liefdevol. Sy het ons getroos en sy het na ons gekyk, maak nie saak hoe sy gevoel het in daai oomblik nie. Sy het seker gemaak ons is eerste prioriteit en dat ons eerste voorgesorg was en daarna het sy na haarself gekyk. Ek sê natuurlik nie ma's moet glad nie na hulself kyk nie. Kinders is maar net die eerste prioriteit. Sy het regtig omgegee en sy het vir my geleer wat dit is om te parent met God se grace. 'n Pragtige boodskap. Dankie. Dankie vir jou tyd en dat jy bereid was om te praat vandag. Soos ek sê, ek was so bly toe ek jou opspoor en jy sê jy sal dit doen en ek gaan weer afsluit met jou eie woorde want dit was weer eens my so mooi wat ek daar in die begin gesê het. Jy het ook vroeër in die brief het jy geskryf, my vrees en angstigheid het nou verander in vrede en geluk. Na mate my kind se dag nader kom, word ek al ongeduldiger om haar te sien, vas te hou en naby my te hê. En nou is jy op die punt waar jy het dan, hè, die 7-jarige dogtertjie en jy het vir jouself 'n pragtige lewe geskep, soos jy sê, met dit was ook vir my mooi dat jy gesê het jy's nie 'n slagoffer nie, jy het jou eie lewe in jou eie hande geneem. So dankie. Dankie dat jy met ander ma's gesels het oor jou pad. Junani, en baie sterkte vir jou en jou dogtertjie. Baie dankie, ek waardeer dit en dit was lekker om hier te wees.